Amen, daar is niemand soos hy, niemand soos ons God en Vader nie. Hy is een alleen, lewende God, nie 'n dooie God nie. Heer, ons is so dankbaar en bly vir een en elkeen wat vanoggend hier kan wees. Hartlik welkom in die huis van die Here. Ons is regtig dankbaar dat u die koue bietjie trotseer en hier is saam met ons en mag dit vir 'n wonderlike diens wees. Mag u vanoggend die teenwoordigheid van die Here ervaar, wanneer jy hier uitstap, dat jy kan sê ek is aangeraak deur die soete gees van God. Ek is regtig bly om julle vanoggend te sien. En dit is maar net myself en Francis wat swaar kry. Ons Palabola Kwagas, ek weet julle ander kry nie so swaar nie, maar weet maar, in die somer as julle warm kry, dan dink ons aan julle, so asseblief, dink asseblief 'n bietjie aan ons terwyl ons koud kry, hoor. Nie lelik wees met ons nie. Alright, ouens, net vinnig ons afkondigings. Ek weet, daar gaan nou 'n hele paar goedjies vanoggend wees en ek wil dit graag nie uitrek nie, maar ons moet maar net deur al die dinge gaan asseblief. Kom ek begin 'n bietjie vanoggend met ons gedagte vir die week. Ons gedagte van die week lees ons vanoggend uit Romeine 2 uit, Romeine 2 vanaf vers 10, sê hy, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen. Hierdie week se bedrywighede, ek kan net vir u sê, by die skool gaan hierdie week redelik ernstiglik nag wees. Dit is ongelooflik baie aktiwiteite by die skool hierdie week. Maar ja, woensdagoggend 10:00, ons bid hier by die kerk. Sondagoggend, ons gaan nie jeug hê Vrydag aand nie, want Saterdag ons werk Vrydag aand hier op Page Park. Dit is Saterdag die provinsiale dag, laerskole provinsiale dag wat hier aangebied word op Page Park.
So dan ons sondagoggend om 8:30 sondagskool en 10:00 ons oggenddiens. Dit gaan vir my lekker wees om u daar te sien. Weet asseblief, u het 'n afspraak volgende Sondag om 10:00 weer hier te wees. Dit sal vir ons lekker wees. Verjaarsdag vir die week, dra ons gelukwense oor ons Sampie asseblief. Hy verjaar vandag, ja. Hy verjaar vandag, dra ons gelukwense oor ons Sampie asseblief, Ankie. En dan saam met hom vandag verjaar Larissa Burger, jou bure oor kan die pad. Sy verjaar vandag. Ons gelukwense aan hulle. Dan môre is dit jou eie beurt, Annetjie. Jy moet lekker verjaar. Ons bede is dat die nuwe lewensjaar 'n geseënde een sal wees. Dat die Here regtig vir jou sal seën in die keer van sy seëninge. Mag dit 'n besonderse jaar vir jou wees. En dan is dit nou donderdag, die 15de. Dan verjaar Ina. So ek weet nou nie die ete wat sy vandag kry. Sluit dit nou donderdag se verjaarsdag in, of gaan sy vandag en donderdag getreed word? Vandag en donderdag, pragtig. Nou, jy is bevoorreg, jy gaan vandag en donderdag bederf word, maar vir jou ook 'n geseënde verjaarsdag, geseënde nuwe lewensjaar vir jou, mag die Here jou regtig seën en die Here jou spaar vir jou gesin en jou geliefdes. Geliefdes, ek het vanoggend regtig 'n klompie versoeke. Ek gaan begin deur hulle te noem vanoggend, al die versoeke. Ek gaan nie noodwendig elkeen se storie vertel nie, so hier en daar net vinnig. Ons wil net vanoggend begin deur vir die Here dankie te sê vir die werk wat hy alreeds gedoen het in klein Jan Kreer, waarvoor ons die afgelope tyd bid. Die kind is uit die hoofsorg uit. Hy lê in 'n gewone kot, so dit gaan regtig goed met daai kind. Ons dank die Here daarvoor, en ons weet die Here gaan vir hom aanraak. Dan, ons broer Dawie is vanoggend hier. Hy is deur 'n moeilike tyd die afgelope 2 weke. Ons is regtig dankbaar en bly dat die Here jou aangeraak het, Dawie, en dat jy vanoggend hier kan wees. So ons loof die Here ook daarvoor. Dan wil ek begin met die versoeke vanoggend. Eerst op die lys, Suster Annetjie Kastelein draai. Sy gaan waarskynlik ook vandag ontslaan word, maar kom ons dink aan haar. Sy is deur 'n ongelooflike moeilike tyd daar in die hospitaal. Sy sou die operasie wat sy ondergaan het, sou letterlik wees, word vandag geopereer en gaan môre huis toe. Gister was die 20ste dag wat sy in die hospitaal weer gebring het. Ons vertrou die Here om haar regtig aan te raak en met haar te wees, en as sy nou huis toe kom, dat die Here ook die herstel spoediglik, dat dit spoedig sal wees en volmaak sal wees. Dan Suster Santi is gister terug hospitaal toe. Ons vertrou die Here om regtig vir haar wat te onderneem. Ons verneem al dat dit vanoggend al beter gaan. So ons vertrou die Here regtig om vir Santi aan te raak met haar te wees. Ons Suster Aneta van Skalkwyk, sy het hierdie week 'n heel vervanging gehad. Dit gaan goed met haar, maar sy het maar seer en 'n bietjie styf, en ons vertrou die Here om vir haar ook spoedig te herstel en 'n volmaakte aanraking in die naam van die Here. Dan ons Suster Sandy gaan hierdie week in vir die groot toetse. Ons vertrou die Here regtig, Sandy, dat die Here met jou gaan wees, dat dit voorspoedig sal wees, en dat jy sal terugkom om te getuig van God se persoonlike aanraking, jou liggaam en jou lewe. Ons bid vanoggend weer vir Roda Rottenbach, Renée se sussie, suster. Ons dra vanoggend in die Here op, dat die Here regtig by Roda stil staan en vir haar onderneem tot die volheid van sy genade. Dan dra ek ook vanoggend ons suster Gesina verwerp op in die Here, dat die Here ook vir haar sal aanraak en by haar sal stil staan, regtig vir haar onderneem tot die volheid van sy genade. Ons dra ook vanoggend ons broer John Brand by die Here op, die Here ook vir hom aanraak. Die Here regtig vir ons sal onderneem, en dat
as die hand van die Here op sy lewe sal voel. Ons vra die Here vanoggend om by ons stil te staan. Ons suster Melanie, ons draai jou op, dat daardie oog, dat wanneer jy daar by die spesialist kom, dat hulle vir jou gaan sê, ja, dit het al goed herstel, maar ons weet, dat die Here ook gaan gee, dat die spesialist die regte besluite neem, dat die regte prosedures gaan volg, en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons draai jou vanoggend op aan die Here, dat die Here by jou sal stilstaan. Dan, ons laaste versoek vanoggend is Elfrina se mammie, Tannie Leens, Alexander, ons dra haar op in die Here, ons vra vir ons Vader om vanoggend by haar stil te staan, regtig vra haar te onderneem, na gees, siel en liggaam. Here vanmôre daar by haar sal aanbied, waar sy in Tromsburg is, dat sy sommer dit sal ervaar, hoe die Here haar aanraak. Ons dra op in die Here. My liewe broer en suster, as daar versoeke is wat ek oorgeslaan het, jy is welkom om dit te noem. As daar versoeke is wat jy nou wil doen, jy is welkom. Ook as jy net vanoggend wil sê, Here, hier is my hart, hier is my versoek. Sê so welkom om net saam met my op te steek en te sê, Here, hier is my versoek vanoggend. Daardie versoeke is by God bekend, en ek weet, hy gaan onderneem door die volheid van sy genade. Ek vra ook vir jy, as jy vanoggend 'n dankbare hart het, wil jy nie net saam met my sê, dankie Here. Baie dankie Here vir al die pragtige hande wat opgaan. Laaste geleentheid is daar versoek wat genoem moet word. Ek gaan nie weer hierdie name noem nie, maar ek vertrou dat die Here, as ek hierdie name genoem voor die Here, die Here gaan vanoggend by hierdie mense stilstaan en vertrou dit. Ons sal doen. Maar Vader, in hierdie oggend, kan ons nie anders as om te kom sê, Here, baie dankie vir 'n nuwe dag wat tot ons lewens bygevoeg is. Here, baie dankie dat ons vanoggend weet, hierdie dag is toegevoeg, want U het 'n plan met ons lewens nog. Here, en in hierdie dag moet ons daar wees met iemand anderster, soos wat U dit op ons pad bring. En Here, gee dat ons in hierdie dag nêrens soos ons in Engels sê, 'n blind eye sal draai nie, maar Here, dat ons sal raak sien dit wat U wil hê, ons vir U moet doen. Here, dat ons sal op die uitkyk wees vir dit wat U wil hê, ons vir ander moet doen. Mag ons in hierdie dag 'n seën vir ander mense wees. Vader, hierdie oggend ook, sê ons vir dankie vir 'n seisoen wat ons kan sien wat besig is om te draai. Here, soos wat dit in die natuur draai en in winter word, so weet ons ook, kan dit baie keer, is daar mense vir wie dit winter in hulle harte is, maar ons weet, ten spyte van die koue, ten spyte van die feit dat dit in die natuur winter is dit somer in ons hart. En Here, ons kan net vanoggend kom en sê, ons weet dat ons jubelend juig hier in ons binneste, omdat U 'n goeie God is, omdat U 'n liefdevolle God is. Here, omdat U ook die groot geneesheer is. En daarom neem ons vanoggend die vrymoedigheid en ons dra elke een van hierdie versoeke dra ons aan U op. Here, ons vra dat elke naam wat genoem is, dat U by elkeen sal stilstaan en dat U genesende hand aan elkeen sal sit. Here, dat U vir elkeen sal onderneem, daar is talle van hulle wat U nodig het, gees, siel en liggaam. Dis my gebed dat U by hulle vertoef vanoggend, dat U by hulle aandoen en stilstaan en dat U vanoggend vir hulle daardie wete gee. Here, U het elke hand gesien wat opgaan om te sê, Vader, ek het 'n versoek in my hart. Ek kom dra daardie versoeke nou op. Ek vra Here dat U by elkeen sal stilstaan. Ek vra dat U by elkeen sal aandoen. U ken elkeen se hart. U weet wat is die versigtiging van ons harte. Here, sal U onderneem asseblief. Ek vra dit in Jesus naam. So Here, wil ek ook vra dat wanneer ons nou opstaan om te sing, dat U vanmôre kan sê, dit is vir my lekker om te hoor hoe hierdie gemeente my naam groot maak. Here, mag het vanoggend so wees, dat hierdie musiek wat vanoggend voor U opgaan, dat het sal wees soos wierook.
Here, dat ons vanmorgen, wanneer ons vir U lof, eer en aanbidding bring, dat dit in ons diepste wese sal kom, en dat ons dit vanoggend sal doen, om te sê, ons maak U naam groot. Here, hierdie oggend, verklaar ons is niks, as ons nie, dit wat ons doen, deur U doen nie. Here, U is ons alles, en ons sê ook vir U baie dankie daarvoor. Amen en amen. My liewe broer en suster, ek dink tog, dis nou nie vreemd nie, maar wil jy nie net vinnig nie, gaan jou, kom ons gee 33 secondes daarvoor, draai net gauw om, sê net gauw vir die een, langsam achter jou, sê net, hallo, 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 welkom, welkom, ek glo die meeste het gegroet. Dis vir ons so lekker om julle allemaal hier te sien, hoe meer mens ons is, so lekker warmer gaan het wees, so, is lekker. Kom ons staan, ons gaan lekker saam sing en die naam van die Here groot maak.
Thank
soos die son op die see se blou, soos die reikdom van sy troon. Here, vir ons vanoggend verklaar ons dat U regeer. U regeer in ons harte, U regeer in ons lewe. Here, U regeer in alles wat ons doen. En ons kom verklaar dit vanoggend. Aan U, Here, kom toe al die lof, al die krag, al die heerlikheid om U toe. Vader, is my gebed dat U in hierdie oggend, dat U dit vir mense werklikheid maak. Here, ek sien hierdie prentjie voor my, ek sien hierdie miljoene engele wat rondom die troon vergader. En Here, sonder dat U eers die woord spreek, weet hulle wat om te gaan doen. U stuur hulle uit om ons te kom beskerm, U stuur hulle uit om 'n boodskap te bring. U stuur hulle uit, Here, om daar te wees vir U heerlikheid. Vader, vanoggend weet ek, U is in U heerlikheid hier. Sal U vanoggend beweeg en aanraak soos wat dit U wil is. Dankie, Here. Amen en amen. Baie dankie, kom ons neem die sitplekke. Baie dankie, Desiree, dankie aan die orkes en die voorsangers, baie dankie. Dit is lekker om lekker te sing.
Dis lekker om die naam van die Here groot te maak. Dat is mooi. Dis vreeslik lekker. Al die dames het seker nou vanoggend gedink, maar gaan hy nou niks sê nie? Gaan hy nou dat hierdie dag nou net verby gaan en hy gaan nou niks sê nie? Ten minste is het eerlijk nie. Prachtig. Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak en ek moet nou ook vir u sê, die boodskap wat die Here op my hart gelê het vanoggend. Die tema van my boodskap vanoggend is vroue van die Bybel. So ek wil vanoggend 'n bietjie met u oor dit praat. Ek gaan myself hier so check. Ek moet nou nie te lank aanhou nie, maar sien ek het daarom so ekstra minuut of 2. Ek is dankbaar vir dit, want ek het 'n klompie om te sê vanoggend en mag die Here my regtig help dat ek alles getrou sal oordra soos wat hy dit op my hart gelaat het. Ek wil graag vir al die dames sê, vir die wat moeders is, vir die wat moeders nog gaan word, vir die wat dalk nou nie meer kinders het nie, wat al kinders in die dood afgestaan het, wil ek vir almal vir al die dames wil ek sê, 'n gelukkige moedersdag, geseënde moedersdag vir julle. En ek weet, hulle het vir julle daar by die deur so klein ietsie gegee, en sê ook vir die wat dit gereël en georganiseer het, baie dankie, en mag dit ook vir julle 'n seën wees, mag dit regtig, mag julle dit benut en gebruik. Die van julle wat nie van die sjokoladietjie hou daar binne is nie, moenie worry nie, bring dit vir my, ek like sjokolade kwai. Ek maak dit 'n grap, hoor. Maar geniet hom, dis ook maar net 'n klein happie, so hy gaan nou op die heupe sit en nie maar in die huis te klein. Ja, maar mag dit regtig weet, dis 'n dag wat daar is en hy word uitgebuit deur die wêreld in elk geval. Maar weet, ons dink aan julle hierdie dag. En julle sal nou onthou van my demonstrasie wat ek vir julle gegee het met die vuurhoutjie dosie saam. Kan julle dit onthou? Kan julle nie onthou nie? Wie van julle het 'n vuurhoutjie dosie hierso? Met vuurtjies in. Is hier iemand wat 'n vuurhoutjie dosie met vuurhoutjies in het hierso? Iemand nie? Okay. Kom ek net vandag, hier is nie deel van my preek nie, kom ek net vandag vir die so verduidelik. Daai bakkie van 'n vuurhoutjie dosie, daai wat so inskuif, daai bakkie is die pa van die gesin. Al die kinders, die vuurhoutjies is al die kinders, en hulle lê mos nou daar binne in daai bakkie. Die pa is normaalweg die ou wat dan 'n bietjie sorg vir die gesin en dis bietjie sekuriteit. Hy sal op die ou wat kyk na die veiligheid in die gesin, loop so. En hoop die pa's kyk na die veiligheid in die gesin. So dit is wat dis die pa daai, die vuurhoutjies, hulle is nou die kinders. En die ma is daai omhulsel wat daar oorskuif. Met haar liefde maak sy hulle toe. Die pa is ingesluit, yes, hy is nou ingesluit. As jy nou daai vuurhoutjie dosie vat, as daai omhulsel oor is, en jy vat hom en jy skud hom, jy kan hom skud so hard as wat jy wil, daai vuurhoutjies gaan nêrens heen nie. Daai pa gaan ook nêrens heen nie, hy is daar. Maar as jy daai omhulsel afhaal, as daai moeder nie daar is nie, en jy vat daai bakkie en jy skud hom so, dan sien jy net vuurhoutjies trek. Uit mekaar uit. Flinters. So ek sê nou vir julle, onthou net 'n bietjie, 'n moeder is daai omhulsel. Waardeer hulle terwyl hulle daar is. Bederf hulle terwyl hulle daar is. As hulle weg is,
dan kan jy nie meer bederf nie. Dan is daar nie meer geleentheid om dit te doen nie. En ek sien so raak mense wat sê, kan ek nie maar net nog een keer vir haar gesê het, ek is lief vir haar nie. Ek wil sommer vir julle almal vanoggend vir my moeder sê, ek is baie lief vir haar. En dit weet haar liefde van God vir haar. Was hy? Ek wil vanoggend vir julle 'n stukkie lees uit die woord van die Here uit en julle gaan nou maar net saam met my moet wees. Ons gaan lees vanoggend, ek het gekies om die skriflesing vanoggend te neem. Hy het niks anders as Spreuke 31. Spreuke 31 en uit Spreuke 31 uit gaan ek 'n paar verse lees en ek gaan nie die hele Spreuke 31 lees nie, maar dan gaan ek 'n paar van julle verloor, so ek gaan net 'n paar verse lees en soos wat ek lees gaan ek vir julle sê, ek lees nou vers soveel en soveel. So uit Spreuke 31 uit begin ek om vir ons te lees in die woord van die Here. Ek lees in die 53 vertaling. Vanaf vers 10 lees ek: Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Vers 11. Die hart van haar man vertrou op haar en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Vers 12. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Dan gaan ek na vers 20 toe. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Vers 25. Sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Vers 26. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Vers 30. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Ek wil graag daai laaste versie net herhaal, die B-gedeelte. 'n vrou wat op die Here vrees, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Ek het gekies om 'n paar vrouens uit die Bybel uit te vat en ek gaan nou vanoggend begin om vir julle te vra, watter vroue dink julle het ek gekies uit die Bybel uit om vanoggend oor te praat? Sê Eva. Maria. Esther. Nie Magdalena nie, ek het daar nie gekies vanoggend nie. Rut. Dan kort nog een. Nie vir Deborah gekies nie. Nie Rahab nie. Nie Martha nie. Ek soek nog enetjie. Nie Sarah nie. Gaan bietjie daar na die Nuwe Testament toe. Vrou in die Nuwe Testament. Maria, die moeder van Jesus. Die aardse moeder van Jesus. Ok, ek gaan nie te veel tyd spandeer aan hulle nie, maar ek wil graag so kortliks net by hulle stil staan. Die 5 wat ek dan gekies het is Eva. Wat het vir julle gejok, as nog een. Nee man, kan nie wees nie, wat het hy nou? Het ek Maria 2 keer gesê? Ekskuus, dis waar die fout van gekom het. Sorry. Weet julle wie ek er nog bygesit het wat ek nou uitgelaat het? Nie Anna nie.
het vir Miriam, die sussie van Moses en Aaron, sy sussie. Sussie, sy was die oudste suster gewees. Sy was die oudste in die gesin. Ek het haar gekies. So ek het vir Eva, Miriam, Rut, Esther en Maria het ek gekies. Eva, dui vir my op die volgende, om God te volg nadat ons misluk het. Dis die opskrifie wat ek sal gee vir Eva, om God te volg nadat ons misluk het. Eva het aanvanklik, toe sy die geselsie aanknoop, daar in die tuin van Eden, met die slang, met die Satan, het sy nie geweet wat gaan die uitkoms wees nie. Sy het nie geweet dat die oortreding wat sy sou begaan, sou verrykende gevolge hê vir geslagte daarna, vir jare daarna, tot in ons tyd, waar ons vandag is. Sy het 'n goeie trou met hom begin gesels, maar wat gebeur toe? Sy leen haar oor uit aan die Satan. En sy begin deur die oortreding te pleeg. Toe die Here kom en hy kom soek na hulle, en dis die wonderlike gedeelte van hier is, die Here kom en hy kom vra vir Adam en Eva, waar is julle? Hy het geweet waar is hulle. Maar hy kom vra vir hulle, waar is julle? Hy wil hê, hulle moet self erken. Hy wil hê, hulle moet gaan sê, ek het verkeerd gedoen. Hy het toe reeds geweet, op daai stadium het hy reeds geweet, hy het die oplossing. Op daai stadium het hy reeds geweet, die vergifnis sou kom deur middel van sy seun. En daar kruip hulle weg, hulle skaam. En is dit nie typies van ons as mens nie, as jy gefouteer het, jy kry skaam. Ek het fout gemaak. Weet jy wat vir my hartseer is, en ek wil dit net vanoggend noem, dis eintlik nie deel van die preek nie, maar ek wil dit net vanoggend noem, daar is soveel mense wat deel is van die liggaam van Christus, en dan maak hulle 'n fout, dan kry hulle skaam, en dan bly hulle weg, en dan kom hulle nie weer terug kerk toe nie, dan sal hulle nie meer deel van die liggaam, dan dink hulle is nie meer deel van die liggaam nie. Maar liewe broer en suster, as jy, ek het vanoggend iemand gesien wat oor seer gekry het, behalwe nou Desiree se arm het seer gekry vanoggend. Wie was dit? Wie het seer van hulle seer hand, seer wat baie en sy is seer skouer, arm, seer arm, maar is klaar. Nou dat jou arm seer is, nou is hy nie meer deel van jou liggaam nie. Is hy nog? Desiree, die arm van jou wat nou vanoggend seer was, is hy nog deel van jou liggaam? Ek wil net vir jy sê, al kry jy seer, jy bly deel van die liggaam. Wat gebeur as jou arm nou seer kry? Ek vat nou so met die arm, want hier is nou 2 arms wat nou seer gekry het. Wat gebeur nou met die arm wat seer is? Jy beskerm daai arm, is dit nie? Wat gebeur verder? Die res van die liggaam doen daai arm se werk nou. Maar die arm bly deel van die liggaam. Die arm gaan nie weg van die liggaam af nie. En dit is presies wat met hierdie liggaam van Christus die geval moet wees. As jy seer het,
As jy wil hy, doen dit hier. Dat die res van die liggaam vir jou kan dra. Dat die res van die liggaam vir jou kan beskerm. As jy gefouteer het, nie wegloop nie, kom terug. Kom terug. Asseblief. Want dis presies wat hier met Eva en Adam gebeur. Gefouteer, hulle gaan kyk weg. Hulle dink, die Here gaan hulle nie sien nie. So is dit maklik om af te dwaal. So is dit maklik om te sê, maar ek het skaam. Weet jy wat? God se genade is groter as dit. Hy beloof, daar in die begin al, by Eva, beloof hy al om die verlosser te stuur. Ek wil vir jy sê, dis hoekom Eva, alhoewel sy dalk gesien word as 'n negatiewe rol, wil ek vir jy sê, Eva het 'n bitter baie belangrike rol te speel in ons menswees vandag. Was dit nie vir Eva nie, dan het ons nie die verlosser gekry nie. Ek wil oorgaan na Miriam toe. Miriam, die opskrif wat ek vir Miriam gee is, vertrou God met jou plek in die lewe. As jy bietjie wil gaan kyk in Micha 6 vers 4, dan sê Micha daar, hy skryf hierdie gedeelte oor Miriam daar, hy sê, ek het jou uit Egipte land laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop. Ek het voor jou uitgestuur Moses, Aaron en Miriam. Miriam was eintlik 'n bitter goeie leier gewees in haar tyd. Maar wat gebeur toe? Miriam, omdat sy ook die oudste is in die huisgesin, dink sy so bietjie beter, en miskien was sy beter. En eintlik sê die woord vir ons, sy is eintlik beter toegerus as Moses en Aaron. Maar die Here kies nie vir Miriam nie. Hy kies vir Moses om die volk te lei. En sy sê, Miriam sê, ek kan hierdie volk beter lei as Moses. Bietjie voorbarig, bietjie arrogant. Wat gebeur met Miriam? Sy word geslaan met melaatsheid, nie? Sy word geslaan met melaatsheid. Ja, en Miriam sê, dit is nie my plek nie. Dis nie waar ek moet wees nie. Maar wat is belangrik? Miriam moet weet, sy is daar vir die ondersteuning van Moses en Aaron. Interessant, die 3 van hulle uit dieselfde huisgesin uit. Hulle 3 is die, man as ek het so stel, maar hulle 3 is die 3 hoofdoenas vir daai trek deur die woestyn. En hulle byt nogal vas met tye. En julle weet nou, wanneer ou arme Moses moes gaan. Weet jy, ek sien nou Moses, ek weet nie of hy, ek kan nou nie lekker onthou nie, was Moses Aaron was jonger as hy nie. Hy was die jongste, Moses was die jongste, ja, hy is die jongste. Nou is hy die jongste, en hy hulle nou. Nou sien ek net al die ongemaak daar in hierdie huisgesin. Die jongste is nou voor. En die wat ouer is moet bietjie volg en agter. Dink nou vir jouself in huishoudings hoe dit vandag gaan. Daar wat jy ook was, ek weet nie wie van julle was die oudste, wie van julle was die jongste, of die middelkind. Maar ek sien hierdie prentjie. Maar interessant, nie een van die 3 sien die beloofde land nie. Nie een van die 3 gaan die beloofde land in nie. Maar hulle lei die volkswind toe. Miriam word
deur God geplaas om 'n oogie oor haar boetie te hou. Want haar boetie moet eendag die volk uitlei. Sy het 'n plek, sy het 'n doel. As sy nie daar was nie, weet ek nie of Moses toe hy daar gekry was tussen die beesties of hy in die mandjie, wat sy van hom geword het, as sy nie daar was nie. Net so het jy 'n plek en 'n doel waar jy moet wees. Hoe moet ek vir jou sê, wat belangrik is om op die uiteinde vir God te vra, wat is my plek en doel waar ek is? Want baie keer is jy dalk in 'n situasie, die sterker leier is jy die een wat eintlik daar moet wees. Daar's talle goed waar ek nou sommer hier in my gedagtes opgaan. Daar's vrouens wat kon skoolhoofde gewees het, of die skoolhoof kan wees, maar God wil hê, hulle moet 'n ander rol vertolk, as om skoolhoof te wees. Daar is vrouens wat kon opstaan in die gemeente, maar God wil hê, hulle moet 'n ander rol vertolk in die liggaam, in die gemeente. Daar waar jy is, wat is jou doel? En hoe moet jy gebruik word? Ou Daniel, die profeet Daniel het gesê, dit is God wat konings afsit en konings aanstel. Hy was ongetwyfeld, was hy reg gewees. Dis God wat jou op 'n plek plaas. En jy kan dink, jy moet die koning wees. Maar as God nie dit in sy plan het nie, dan moet jy dit nie wees nie. Dan moet jy van vra, waar pas ek in hierdie situasie? Net vir interessantheid, Miriam was baie geliefd gewees onder die volk, baie. Toe sy te sterwe kom, het die volk vir 30 dae lang gevas om haar afsterwe te berou. Dis hoe geliefd sy onder die volk was. Daai klomp Israeliete, daai klomp Joodjies, wat so geming het oor kos, besluit, maar hulle sal vir 30 dae lang vas, om Miriam se afsterwe te rou. Net van interessantheid. Kyk bietjie na Rut, my opskrif vir Rut, om ons verlosser te volg. Rut, julle ken die storie van Rut en Boas, en die verhaal van Rut se lewe is een van geloof. Die oorgawe wat sy aan die Here het, en die feit dat sy ons so volg in haar weë. Jy sien, waarskynlik lyk dit na klein goedetjies wat met haar gebeur in haar lewe, maar daai klein goedetjies maak dat alles in plek val, dat Rut gelouter word, en was sy op die uiteinde die suiwerste vreugde en die sekerste vrede kan ervaar. Sien nie, die grootste beloning wat sy kon kry was, dat uit haar geslagslyn uit het Jesus gevolg, het die Messias gevolg. Rut se oorgawe aan die Here is so duidelik. Boas vergelyk haar verhouding met die Here met 'n klein voeltjie, wanneer hy sê, sy kom soek skuiling onder sy vlerke. Sy is daar die klein voeltjie wat by hom
kom skuiling soek. Handelinge 2 vers 12, wanneer sy beskerming nodig het, en die Here gee dit vir haar. As jy bereid is, en jy weet, die weg wat jy volg, die pad wat jy stap met God, en jy weet, waar is jou skuiling, dan gaan jy nie wonder, waar gaan jy veilig wees nie. Waar soek jy skuiling? Is die vraag vanoggend. Is jou skuiling nog vanoggend in jou bankrekening? Is jou skuiling nog vanoggend in 'n loopbaan? Miskien ook in 'n sport? Baie vind skuiling in hulle intellektuele vermoëns. Baie vind skuiling in hulle talente. Baie vind skuiling in hulle sosiale posisie. Daar is 'n magdom materiële dinge waar jy kan gaan skuilings soek. Maar die feit van die saak is, as jou skuiling nie by God gaan wees nie, dan gaan jy blootgestel wees. Rut gaan soek haar skuiling by haar verlosser. En sy volg haar verlosser. En uit Boas sê dit so mooi. Ek het gesê, jy kan dit in Rut 2 vers 12, kan jy dit gaan lees. Mag die Here vir jou ook die enigste toevlug wees. Mag hy die een wees wat met sy vleuels jou bedek, sodat jy waarlik beskerm kan wees. Ek wil vandag stilstaan by Esther. Esther, besigheidsvrou. Ek het kursus gedoen, klein sake ontwikkelingskoöperasie, het 'n kursus aangebied vir mense wat hulle eie besigheid begin. En die ou wat die kursus aanbied, het gesê, as jy nou wil leer hoe om jou besigheid ordentlik te bedryf, gaan lees die boek Esther deur in die Bybel. En sy woorde was nogal 7 keer. Wie van julle het Esther al 7 keer deurgelees? Hier's net een hand wat opgaan, ek sê dit maar net. Ek wil nie al op die spot sit nie, maar dan die leser. Hierdie is 'n uitdaging, veral vir die ouens wat in entrepreneurskap staan, maar nie net vir hulle nie, almal. Hier's 'n uitdaging, gaan lees bietjie Esther 7 keer deur. Esther 4 vers 14 sê as volg, want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot staan kom, maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Esther, een van die kragtigste dramas wat daar in die Ou Testament is. Hierin sien ons 'n jong vrou van nederige afkoms wat vorder tot in 'n hoë posisie. Ons sien 'n vrou wat getrou is. Ons sien 'n vrou wat ken van swaar kry, van verraad, van intrige, van desperaatheid, van rampspoed, wonderbaarlike redding en heel belangrikste, die hand van God. Die meeste van ons sal nooit so 'n verrykkende invloed hê soos wat hierdie pragtige weesdogter gehad het nie. Maar as ons die soewereine hand van God ken, kan elkeen van ons seker weet dat waar hy ons ook al geplaas het, ons bedoel is vir 'n tyd soos hierdie. Esther 4 vers 14, en soos wat ek hom gelees het, Esther se karakter is gevorm in die snelkroes van teëspoed. In haar verhaal sien ons, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Nee,
God is gedurig op soek na mense wat hom heelhartig vertrou, sodat hy hulle kan help. My liewe broer en suster, die verhaal van Esther, van geloof, van oorgawe aan die Here, wat die weer volg. Sy die uitkom met die suiwerste vreugde en die sekerste lewe, die grootste vrede, kan ons weet, dit kan ook vir ons teweegval. Die feit van die saak is, wat is jou verhouding met God? Is jou verhouding een van Here, ek is bruikbaar waar U my nodig het? Dis die opskrif wat hy vir Esther gee, is bruikbaar vir God, waar hy ons op plaas of nodig het. Ek wil vir U sê, dikwels, doen ons goeders vir ons eie gewin, en nie vir God se gewin. Dikwels is ons juist deur hom geplaas op 'n plek, maar ek wil my stempel daarop afdruk. Dikwels wil ek dink sommer aan 'n Jona. Jona is op pad. Waartoe gaan hy, Petrus? Nineve toe. Maar toe gaan hy Tarsus toe. Want hy dink, hy gaan beter doen in Tarsus as in Nineve. Intussentyd wil God hê, hy moet Nineve toe gaan. Maar Jona volg sy eie kop. Hy gaan Tarsus toe. Dit wat met Jona gebeur, padlangs. Dink jy hy kan iemand kwalijk neem? Nee. Dit was sy eie besluit gewees. En hy is ongehoorsaam. Daarom, die voorbeeld wat ons kry, Esther, hier, al is daar hoeveel teëspoed op pad, dit is hier waar het moet wees, en in tyd soos hierdie moet dit daar wees. My gebed vanoggend is, dat jy sal weet, hoekom jy op spesifieke plekke geplaas is, in jou huisgesin, hoekom is jy daar geplaas, in jou werk, hoekom is jy daar geplaas. As baie van ons wat murmureer oor ons werk, veral omdat ons nie lekker baas het, en die meeste van ons het nie lekker baas nie. Ek sê nie, ek het nie 'n lekker baas nie. Ek het die woorde gebruik van die meeste van ons, jy het my gehoor wat ek sê. Die feit van die saak is, God het jou geplaas by daai werk met 'n doel, vir 'n tyd soos hierdie. Ek wil graag weer, sy sal my vergewe, en julle sal ook nou sê, jy ry dit nou horig. Maar die feit van die saak is, Suska het nooit geweet, wat is haar volle posisie, plasing, by 'n lidstaal in Pretoria nie. Veral met 'n baas wat sy gehad het, wat 'n ateïs is, wat nie, en sy sê dit, Suska daarenteen sê dit nie, sy sê nie, ek is 'n kind van die Here, en dit is hoekom ek is wat dit is. Sy het net Jesus geleef, tot hierdie vrou eendag vir haar sê, weet jy, as dit is hoe 'n kind van die Here is, dan wil ek ook een wees. En dit is hoekom God jou op spesifieke plekke plaas, vir 'n tyd soos hierdie. Dan, die plek waar jy geplaas is, by die werk, ja, volgende in jou gemeente, in die liggaam. Wat is jou doel in die liggaam? En hier is die laaste een, waar jy geplaas is. Al van ons is daar geplaas, in hierdie land van ons. Liewe gemeente, onthou julle, ons het 3 jaar terug, was ons visie nog steeds dit, maar toe het ons gefokus op
gesin, gemeente, gemeenskap. Nee, is reg. Hierso vandag vra die Here vir ons, wat het julle gedoen aan gemeenskap? Wat het ons gedoen aan gemeenskap? Behalwe ons het dalk vir hulle gebid. Ons word aangekla en ek wil nie dit doen nie. Maar weet julle wat? Gister was die Brandfort Forum en ek wil net vanaf sê, ek praat niks politiek nie. Ek wil net vir julle sê, die Brandfort Forum is daar om die inwoners van Brandfort te help sodat ons 'n beter dorp en omgewing het. Kyk, hulle is nie gekoppel aan 'n politieke party nie, niks van daai nie, so ek kon nie vir hulle advertensie vanoggend hier nie of niks. Maar gister is hulle algemene jaarvergadering. Daar was van die wat daar was, en ek gaan nou nie julle name noem nie, maar daar was mense wat daar was. Ons as gemeente moet dit sien as 'n geleentheid om betrokke te wees by ons gemeenskap. Sê nou maar, ons help om 'n slaggat reg te maak. Sê nou maar net, ek vat 'n voorbeeld. En ek is daar, en ek maak die gat reg. En my menswees, my optrede, dit wat ek is daar, is 'n getuie vir iemand anderster. Dan is ek besig om die evangelie uit te dra. Hoor julle wat ek sê? So, daar is in sulke klein goedjies, is daar vir ons as gemeente, is daar 'n geleentheid om die evangelie gemeenskap toe te vat. En vir die gemeenskap iets te beteken en te hanteer. Beteken. So die feit van die saak is, ons moet die geleentheid raak sien. As die Here vir ons sê, daar's 'n Ester binne in jou, vir 'n tyd soos hierdie, dan wil ek dit by jou aanwakker en sê, wees attent daarop, sien die geleentheid raak, wees daar vir daardie doel, waarvoor God jou nou wil gebruik. Kom ons kyk bietjie na Maria. Maria, die vrou in die Nuwe Testament, die vrou wat die aardse moeder is van Jesus. Die opskrif wat ek vir haar gegee het is die reis van 'n diensmaagd. 2 verse waarna ek verwys wanneer ek dink aan Maria is Lukas 1 vers 30, toe die engel vir haar sê, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. Is ek en jy 'n Maria, sodat ons genade by God vind? Ja, God het sy seun laat sterf aan die kruis, daar is ons genade, maar kan God sê, ek sien in jou, dat ek vir jou kan sê, jy het genade by my gevind, by God gevind. Dis die vraag. Verder Lukas 1 vers 38, en Maria sê, hier verklaar sy nou, en sy sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan, volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Hoor julle wat Maria sê, nadat sy 'n lewe leef, waar God kan sê, ek vind genade vir jou, want ek sien hoe jy leef, ek sien hoe jy optree. Maria het die Bybel geken. Maria was gereed gewees om hierdie taak te ontvang, toe die engel na haar toe kom. Maar wat doen sy? Sy verklaar dit ook. Sy sê, hierdie diensmaagd
is gereed. Gereed om hierdie taak op te neem. Nou gaan sy deur 'n lewe waar sy Jesus sien opgroei, waar sy sien dat Jesus doen goed wat sy nie verstaan nie. Daar's goed wat met haar gebeur in haar lewensreis wat sy sê, kan dit waar wees? Hoe kan ek, die koning van konings, het ek in hierdie wêreld ingebring? En dan gebeur dinge soos wat dit gebeur. Maar Maria het geweet, die belofte wat sy gemaak het, toe sy gesê het, Here, hierdie diensmaagd is gereed vir die taak wat U opgelê het aan my. Maria het mettertyd, het sy begin besef, wat was die betekenis aan haar lewe. Sy het nie aanvanklik geweet nie. Dis wat ek vir u wil tuisbring vandag. Baie keer dan wil ons sê, ja, dis goed, ek is nou deel van die liggaam, ek is nou deel van die gemeente. En wat moet ek doen? Wat is daar vir my om te doen? Sê vir my, wat is daar om te doen? Ek wil nie net hier wees nie. Baie keer moet jy net eers wees en verhouding bou, voordat jy weet, wat is daar wat jy spesifiek moet doen. Want dan begin dit vir jou sin maak. Baie keer gebeur aan ons goed met ons in ons lewe, en ons is ongeduldig, en ons sê, hoekom gebeur dit met my? Maria het meer rede as enigiemand anders om te vra, hoekom gebeur hierdie goed met my? Maar Maria hou vas aan daardie belofte wat sy gemaak het. Here, hier is ek vir u. Sy ontdek God se beloftes op haar pad langs. Sy gaan deur situasies, en dan, wanneer daai laaste oomblikke kom, wanneer Jesus daar in die kruis is, en hy sê vir Johannes, seun, daar is jou moeder, daar is jou seun. Dis dan wanneer sy besef, wat was haar doel gewees. Dis dan wanneer sy ook besef, sy moes maar net aanhou vertrou het in sy wees, in sy Jesus wees. Dit is die les vir my en jou vandag. Gaan ons aanhou vertrou in sy Jesus wees. Goed, ek kom vanoggend by die heel laaste vrou. Nou gaan julle sê, maar jy is dan nou deur al die vroue. Ja. Ek wil vanoggend afsluit met die vrou van Spreuke 31. Die stuk wat ons gelees het. En dit is die deegsame vrou. Vir baie van u wil u vir my sê, weet jy wat, dit maak my eintlik negatief as ek hoor van die deegsame vrou, want ek kan dit nie wees nie. Ek kan nie soos die deegsame vrou wees nie. Die deegsame vrou is hierdie ideale vrou. Ja, dis so. Want in ons mens wees, kan ons nie volmaak wees nie. Maar, wat is my strewe daarna om volmaak te wees? Wat is my strewe daarna om op te leef na die deegsame vrou? Wat is my Engels attitude om daarby uit te kom? Jy sien een van die karaktereienskappe van hierdie vrou kan ook maak dat hy onskuldig voel, soos wat ek sê. Maar die feit is, as jy in verhouding staan met God, hoe groter jou verhouding, hoe nader jou verhouding, hoe nader gaan jy aan daardie volmaakte persoon wees. Al hierdie
karaktereienskappe wat vir jou genoem word, raak deel van jou alledaagse menswees. Dit is nie meer iets wat jy sê, ek wil graag dit wees nie, jy is dit. Verstaan julle wat ek vir julle sê? Jy hoef nie te kom en sê, ek wil graag liefdesdaad teenoor iemand bewys deur 'n sieke te gaan versorg, of om vir iemand 'n broodjie te vat wat honger is. Dit raak deel van jou lewe, sonder om daarna te soek. Hierdie deugdsame vrou, wanneer ons lees in Spreuke 31, dan wil ek vra, dat een van julle asseblief vir my, daar's 2 versies vir die dames wat julle vanoggend gekry het, op in daai pakkie van julle. Wil een van julle nie net vir my een van daai versies lees nie asseblief? Dis die een en dan die ander versie. Wie het hulle versie by die hand? Krag en waardigheid is haar kleed, en sy lag sonder vrees vir die toekoms. Sy is nie bang vir die toekoms nie. Krag en waardigheid is haar kleed, en sy lag vir die toekoms. Wat is die ander versie? In die teenwoordigheid van God, en jy sal rus kry. In die teenwoordigheid van God, en jy sal rus kry. Nou, dis vir die vrouens gegee, vir die mans, ek kan nou nie dit vir julle sê nie, Chris, jy kan dan die jou vrou se naam lees, maar weet, sê ek nou so, my vrou se pakkie rondklap, gaan sy my grap, dan gaan sy my baard aan die brand laat. Vir die vrouens, dit wat jy daar gekry het, gaan leef dit uit, sodat jy vir jou man daar kan wees. Wat was daai vers wat ek gelees het? Sy is hoor wat sê vers 10, die B-gedeelte, nie ek op vers 11, die A-gedeelte. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan winst sal dit hom nie ontbreek nie. As jy daai vrou is, dan is dit hoe voorspoedig jou man sal wees. Hoor julle wat ek sê? So, daarom 'n mama, 'n moeder, 'n deugdsame vrou, jy staan in verhouding met jou man, is deel van die gesin. Die oproep is, dat jy dit so sal gaan doen. Nou vir die res van ons manne, ek sit nou ons die res van ons manne, wat moet ons doen? Hoe sê jy Petrus? Ons moet hulle ondersteun en vir hulle bid. Maar hoeveel krag dra die gebed van 'n regverdige? Baie. Nee. So, jy moet vir jou vrou bid, en jou vrou, sy moet vir haar man bid.
Sê weer daarin Bernies. Een van die weersie, die met sy bankkaart vat. Prachtig, meneer Bernies, ek leer by jou baie. Ek wil vanoggend ek kom by die laaste gedeelte van die boodskap. Besef jy, as jy na hierdie vroue van die Bybel kyk, as ons daar by Eva begin, besef jy, hoeveel is daar vir elkeen van ons om te vat, uit elke een uit, tot waar ons kom hier, half aan die einde van die Bybel. Besef jy, daar is soveel fisiese karaktereienskappe wat jy kan gaan haal uit elkeen uit. Maar hier is vir my die ding. En ek hoop dit is, jy sien dit raak saam met my. God het reeds vir jou, elkeen van julle, in gedagte gehad, reg in die begin, by Eva. Elkeen van julle wat hier sit, saam met my, was reeds in sy gedagtes reg in die begin. Daarom het sy storielyn so geloop. Nou kom ons by die gedeelte waar ek vir jou vanoggend wil vra. Elkeen van julle wat hier sit, het jy reeds, toe die Here geklop het aan die deur, en gesê het, maak oop, ek wil ingaan, ek wil in jou hart inkom. Het jy daardie oproep, het jy dit beantwoord? Het jy gesê, Here, hier is ek. Ek wil vir u lewe. Here, hier is ek. Ek wil my lewe, my hart, wil ek aan u gee. Want dit was die doel van dit alles, sodat jy en ek gered kan wees. My vraag nou vanoggend weer is, het jy al daardie oproep beantwoord? Het jy al gesê, Here, hier is ek? En die Here sê, in Romeine 10, vers 9 en 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Kom ons sluit die oë. Here, ek wil begin neer te sê, baie dankie vir die vroue van die Bybel. Baie dankie, Here, dat u met ons praat vanmôre deur die vroue van die Bybel. Here, die ongelooflike storielyn wat daar is, reg van die begin van Eva, reg deur tot hier by Maria waar ons kom afsluit het. Het u reeds elkeen van ons in gedagte gehad. Here, dis ongelooflik om te sien hoe fyn het u dit reeds beplan. Vader, en ek weet dat u het ook geweet dat hierdie oggend 11 Mei 2025 sou ons hier by mekaar wees in hierdie gebou, die AGS Herlewingsentrum op Brandvoort. En Here, u het toe reeds geweet dat u het 'n afspraak met elkeen van ons vanoggend. Vanoggend, Here, is weer 'n geleentheid waar u staan en klop aan die deur. Vanoggend, Here, is u weer daar om te sê, maak oop, ek wil inkom, ek wil maaltyd met jou hê. Here, dankie dat ons die versekering het dat u 'n genadige God is. Here, dat ons dit leer uit 'n rit uit,
dat U 'n genadige God is. Al wat U vra is, U vra gehoorsaamheid en verhouding. U vra dat ons hart moet oopmaak, dat U kan inkom. Ek wil vanoggend, wil ek geleentheid gee. Ek vra dat almal se oë gesluit bly. Ek wil vanoggend geleentheid gee. As jy vanoggend wil sê, Here, ek wil net weer opnuut seker maak, of Here, ek dink ek het so klein bietjie lou geraak, of Here, ek het nog nie my hart en lewe vir U gegee nie, wil ek jou vanoggend nooi. Die storie is so duidelik. God praat deur al die vrouens in die Bybel. En hy kom vanoggend met 'n uitnodiging en hy vra, wil jy nie maar jou hart en lewe vir my gee? Wil jy nie maar opnuut, as jy bietjie lou geraak het, net weer vanmôre kom en sê, Here, hier is ek, om my hart vir U te kom gee. Here, hier is ek om my hart op te maak, dat U kan inkom. Here, dat ek kan bely met my mond, dat U my redder, my verlosser, my saligmaker is. As daar enige iemand is wat vanoggend net wil sê, Here, ek wil seker maak, dat my naam geskryf is in die boek van die lewe, wil jy nie net vir my vinnig jou hand opsteek. Jy kan net jou hand net vinnig opsteek en jy kan hom weer laat sak. Dankie vir elke hand wat vanmôre opgaan. Dankie vir elke hand wat vanoggend sê, Here, hier is ek opnuut. Vader, ek wil vir elke hand wat nou opgegaan het, wil ek nou bid en vra dat U daardie deur wat opgemaak is, dat U sal ingaan. Here, hulle wat vanmôre opnuut gesê het, Vader, ek wil nie uitgesluit wees nie. Is dit my gebed dat U vanmôre sal ingaan, dat U gemaaltyd hou met hulle. Dankie Here dat mense vanmôre opnuut kan sê, ek wil nie uitmis nie, ek wil deel hê aan hierdie koninkryk, die ewigheid wil ek spandeer in die teenwoordigheid van my God. Dankie vir elke een wat vanoggend sê, hier is ek, Here. Here, ek weet in elkeen wat hand opgesteek het, sy hart, vra ek nou, Here, vergewe my. Wees my genadig en vergewe my van my sondes, my oortredinge en my ongeregtighede. Here, skryf asseblief vanmôre my naam in die boek van die lewe. Was my asseblief bitter dan die witste sneeu. Verwyder alle skarlaken. Here, gee dat ons sal terugkom om te sê, hier is my getuienis. Dat ons met die mond kan bely en dat ons sal kan sê, ek het U aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Here, hierdie oggend wat 'n rooi letterdag is in baie mense se lewens vanoggend, wat vanmôre opnuut gesê het, hier is ek, Here. 11 Mei 2025. Ons skryf dit vanoggend neer, Here, en ons verklaar vanoggend, elke een wat vanmôre hulle hand opgesteek het, is ingesluit in die koninkryk van God. Elke een wat vanmôre gesê het, Here, ek volg U opnuut. Here, ek stap in U voetspore. Ek bid nou U seën en genade oor hulle. Ek bid dat U met hulle sal wees, nie net vandag nie, maar elke dag vorentoe in hulle lewe. Here, ons sal U loof, eer en dank daarvoor. Dankie Here vir U goedheid. Dankie dat U vanmôre met ons gepraat het. Dankie dat ons vanoggend kon leer uit U woord. Dankie Here dat ons ook vanoggend die versekering het
ons is kinders van U. Mag ons daarna streef om die deegsame vrou te wees. Mag ons daarna streef om volmaak te wees. In Jesus naam. Amen en amen. Liewe broer en suster, baie dankie. Ek weet dit was 'n bietjie lank gewees vanoggend, maar baie dankie. Ek vertrou dat die Here, ek is dankbaar. Ek weet die Here het vanoggend mense se harte aangeraak. Baie dankie Here dat U dit gedoen het. En U wat vanoggend die hand op U opgesteek het, asseblief, as U met my wil kontak maak, doen so, ons 'n gebed saam met U doen, dat ons seker maak dat U geloofsekerheid het, en dat U seker is dat U vanoggend U naam geskryf is in die boek van die lewe is. Baie dankie. Desiree, baie dankie, kom ons sing 'n laaste lied saam. Dan gaan ons ook offerande opneem, hier in die skatkis, en dan gaan ons afsluit die daarna. Onze dierbare Here, Hemel Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan alle lof, eer en dank aan U bring vir hierdie saad wat gesaai is in hierdie skatkis. Dankie Here dat ons ook vanoggend weet dat ons hier met gehoorsaamheid hierdie skatkis lig, waar ons verklaar dat dit nou by U geplaas word in die derde hemel, waar U dit neem en vermenigvuldig soos wat dit U behaag en soos wat dit U plan is. Dankie Here dat ons vanoggend weet, U is ook van dit in beheer. En dankie dat ons weet, Here, dat U aan die hoof van ons finansies staan. Ons geloof, Here, en dankie daarvoor. Vader, baie dankie vir elkeen wat vanoggend hier teenwoordig was. Dankie dat U vanoggend met ons gesels het en gepraat het uit U woord deur die dames, die vrouens van die Bybel. Dankie Here dat ons vanoggend kan verklaar, ons wil ons lewens so rig, dat ons op die uiteinde 'n deegsame vrou en man kan wees vir Christus Jesus. Here, dit is my gebed dat U met ons in hierdie week verder sal gaan, dat U elkeen sal seën daar waar ons is, dat ons dit wat ons doen, tot die beste van ons vermoë sal doen, so asof ons dit vir U self doen. Nou wil ek graag die seën van die Here oor U spreek. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef, jou genadig wees. Here, ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. Gee my net kans om daar die deur te kom. Ek wil net die blad skud en groet met 'n geseënde week. En julle het